Goeiedag geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ons is besig met Psalm 119. Ons staan nou al 'n baie lang ruk stil daarby. Ons gaan nou maar so vers vir vers deur hom. En ons staan vandag daar by die 66ste vers, wat so klink: Leer my 'n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie. Dit is 'n geweldige uitspraak en ook 'n verlange wat die psalmis het, as hy sê, Here, leer my 'n goeie insig. Met ander woorde, Here, gee vir my insig dat ek kan verstaan. Gee vir my insig in u woord, dat u woord vir my sal oopgaan en dat ek die dieptes van God sal kan onderskei. Dat ek ook onderskeiding van geeste sal hê, naamlik om te weet wat is waarheid en wat is valsheid. En in die tyd wat ons lewe is dit baie belangrike woorde, want die valsheid sluip so stadig maar seker in dat die waarheid plek maak vir valsheid, en ons uiteindelik op 'n totaal verkeerde spoor is en nie meer die Here aanbid soos dit God wel behaaglik is nie. Daarom, Here, gee vir my insig in u woord, dat ek sal weet wat is waarheid en dat ek die leuen sal onderskei. Dit is baie belangrik, geliefdes, dat ons hierdie gebed tot God bid. Want as die Heilige Gees nie die waarheid aan jou en my openbaar nie, ons verstand open om te verstaan wat God se woord sê nie, dan bly ons in duisternis. Dit is net die Heilige Gees wat ons kom verlig en aan ons die waarheid van God kom gee. Daarom bid ek dit ook voortdurend vir myself, as ek dit in hierdie oggend ook aan u aanbied, om vir die Heilige Gees te vra, Here, lei my asseblief in die dieptes en in die verborgenhede van God in, gee vir my insig in u woord dat ek kan verstaan. Daar is die baie mooi ou teksie wat ek al dikwels vir u gegee het, Psalm 25 vers 14. Die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees, die wat naby God is, die wat intiem met God wandel. En dan is daar die mooi vers wat u net in die oue vertaling sal kry, in Levitikus die 10de hoofstuk vers 3. En die wat naby my is, sal ek my as die Heilige laat ken. En dit is my intense verlange om naby God te wees, om die stem van die Here te hoor en te verstaan wat God se woord vir ons gee. Gee vir my insig in u woord. Maar dan vra hy ook, Here, gee vir my kennis. En hierdie woordjie kennis is ook dat ek sal weet en sal leer dit wat God uit sy woord vir my gesê het. Dit is ook my grootste begeerte en diepe roepe tot God, dat die Here vir my meer kennis van God self sal gee. Dat ek God sal kan verstaan en met God gemeenskap kan hê. Die apostel Paulus het dieselfde begeerte gehad, daar in Filippense die 3de hoofstuk en verse 8 tot en met verse 10. Hoor hom as hy dit sê: Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom mag ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word.
dat ek hom mag ken. Dit is my grootste begeerte, want as ek kennis van God het, sal ek weet hoe om te lewe. As ek nie kennis van God het nie, en nie die werklike wese van wie God is verstaan nie, dan kan ek op allerhande dwaalweë in sonde en ook in ongeregtigheid verval. Maar as ek weet wie God is, dan weet ek hoe moet ek in die teenwoordigheid van hierdie God lewe. En geliefdes, as ek na die Bybel kyk en ek kyk na manne wat 'n verhouding met God gehad het, 'n ontmoeting met God gehad het. Ek dink aan 'n Jesaja, ek dink aan 'n Moses, ek dink aan 'n Johannes, ek dink aan 'n Daniel, wat die teenwoordigheid van God beleef het, dat hulle op hulle aangesig voor hom neergeval het, bewend voor hom gestaan het, en elke een van hulle het op hulle aangesig geval toe hulle die heerlikheid van God aanskou. Jy sal nooit weer dieselfde kan wees nie. En dit is wat ek vir die Here bid in my eie persoonlike lewe, en wat ek ook vir u wil toebid. Here, gee vir my insig in u woord, en openbaar deur die woord vir my kennis, dat ek kan weet wie is God. Ag, daar is 'n vroutjie wat ek die voorreg gehad het om saam mee te bid. Sy is vandag al dood, Mary Morrison, wat later getroud is met meneer Colin Peckham. Sy is gered in die Hebrides herlewe. En die geliefdes, die van u wat daar ooit die voorreg gehad om wat te beleef, sal weet waarvan ek praat. As jy in haar teenwoordigheid gekom het, het jy net geweet, hier is iets anders. As sy haar mond oopgemaak het om te bid in haar Skotse aksent en gesê het, "O Lord," dan rol die trane oor mense se wange. Dan weet jy net, hier is iemand wat met God praat, wat met God wandel, en wat 'n ander dimensie van God beleef as wat jy beleef. Ek het 'n verlange om naby die Here te wees. En daarom deel ek dan ook hierdie innige verlange wat ek het met u, soos God het deur sy woord aan my gegee het. Die Here moet dit ook vir my gee. Werk dit ook in my, Here, maak my, verander my, dat ek u kan ken. En geliefdes, wanneer hy hierdie woorde vir die Here sê, as hy sê, Here, gee vir my insig en kennis, dan is daar in sy hart die verlange om te sê, Here, ek is leerbaar. Dit is 'n geweldige groot woord. Ek is leerbaar, my hart is oop om te luister na wat u sê. Dit is ook die saak wat hy sê, Here, ek is gewillig. As u met my praat, sal ek buig onder u woord. Gee vir my insig, ek wil meer weet. Gee vir my kennis. En die oomblik as ek kennis ontvang, dat ek 'n verantwoordelikheid om dit na te kom. Ek is gewillig om te doen dit wat u my vra. En dit is 'n groot vraag wat ek nie vir onsself kan vra. Is ek leerbaar? Is my hart oop om meer van God te weet en insig van die Here te hê? En verlang ek na kennis van God, sodat ek die Here kan leer ken en met die Here kan wandel. Dit is 'n geweldige woord. Daarom, geliefdes, dat ek en jy maar voortdurend vir die Here sal sê, Here, asseblief leer my meer van u self. Ek dink aan die woord van die Here, juis as hy oor sy volk praat en sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ek geliefdes, Jakobus 4 vers 17 het 'n geweldige woord. As ek dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, dan word dit vir my 'n sonde in my binneste. Want God het uit sy woord met my gepraat. Die Here het aan my openbaring uit sy woord gegee. Hy het met my gepraat oor dinge in my lewe wat God nie behaag nie. Dan moet ek buig. Ek is gewillig om te leer en ek is leersaam, Here.
Ek dink onwillekeurig aan Jakobus, die eerste hoofstuk, wat ek al so baie vir u gegee het, daar by die 23ste vers. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg, en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in alles wat hy doen. Is dit nie ook die uitspraak wat die Here gegee het, daar in Hebreërs die 5de hoofstuk, het ek ook al dikwels vir u gelees, hoor wat sê, Hebreërs die 5de hoofstuk vers 11 en 12, waarvoor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle van hierdie tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En jy het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spyse nie. Maar die vaste spyse is vir die volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. Kan ek dit weer sê? Vaste spys is vir die volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. Here, gee vir my insig in u woord, en Here, gee asseblief vir my kennis deur u woord. Weet jy, geliefde, as ek daaroor dink, dan dink ek, as ek God ken, dan weet ek hoe om te lewe. As ek God nie ken nie, dan dwaal ek. En daarom sê Paulus dan ook aan die Hebreërs, vanweer die tyd moes julle al leraars gewees het. Vanweer die tyd wat jy gered is, vanweer die tyd dat jy 'n kind van die Here is, behoort jy al die kennis van die woord van God in jou hart so te hê, dat jy dit met ander mense kan deel, en jy 'n leraar, 'n onderrigter van die woord van God aan ander mense kan wees. Maar julle het soos babas gebly. Julle kan nie vaste spyse eet nie. Ek moet julle met melk voed. En dan gee die rede, omdat julle traag geword het om te hoor wat ek sê. Daarom, Here, leer my om u te dien. Leer my, gee vir my insig, gee vir my kennis. En dit beteken dat ek tyd met God se woord sal vat. Dit beteken dat ek tyd sal uitkoop. Dit beteken dat daar 'n soeke en 'n verlange in my hart sal wees om elke keer wat ek die Bybel oopmaak, die stem van God te hoor. Die mens sal hoor wat die Here sê wat hom soek. Dis tog die belofte van God. Hy wat my soek met sy hele hart, aan hom sal ek myself openbaar. Weet jy, as ek kyk na die Here Jesus Christus, en ek kyk die tyd wat hy spandeer het, nagte in gebed, om te hoor wat is die wil van sy Vader. En dan sê dit ook, ek doen niks, en ek sê niks, wat ek nie by my Vader gehoor het nie. My totale bediening het ek by my Vader gehoor, en dan kom sê ek aan julle, wat het God die Vader vir my gesê? Selfs in my wonderwerke, het God aan my 'n opdrag gegee. Hy het nie almal gesond gemaak nie, maar God het vir my gesê wie om aan te raak, waarom aan te raak, en ek het net in gehoorsaamheid aan die stem van die Here gewandel. Dan het hy daar die geweldige woorde in Johannes 17 vers 4. Die werk wat u my gegee het om te doen, dit het ek gedoen. O, as dit u en my getuienis kan wees. Here, dit wat u van my gevra het ek gedoen. Die apostel Paulus het mos daar die groot woord wat ek ook al dikwels vir u gegee het, in Filippense die 3de hoofstuk vers 12. As hy praat oor volmaaktheid, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word.
Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus ons Here. Net altyd nader en nader aan God te kom en intense verlange te hê om hom beter te leer ken. O geliefdes, dat ek en u sal groei en sal vooruitgaan in die Here en dat ons nie sal veragter in die Here nie. So dikwels praat ek met kindertjies van die Here wat vir my sê, as ek maar net weer kan kry wat ek gehad het. Ek het verloor. Ek is nie meer op die plek wat ek met die Here was nie. Daar het nie 'n groei in my lewe plaasgevind nie. As ek hierdie woorde sê, Here gee vir my insig en leer my kennis, dan is daar onafwendbaar twee dinge wat in my lewe gebeur. Daar's 'n aflegging wat moet plaasvind en daar is 'n aanname wat moet plaasvind. 'n Aflegging van alles wat God nie behaag nie. Moet ek uit my lewe uitweer en moet ek van ontslaa raak. En dan as ek die werklike wil van God leer ken, as ek hoor wat God van my vra in die Bybel, dan is dit 'n aanname om myself daaraan te onderwerp en dit in my hart te bære en dit te oordink en dit in my hart vas te maak deur gebed. Paulus skryf byvoorbeeld in Efesiërs 4 vers 22, dat julle wat die vorige lewenswandel aanbetref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan. En dan sê in vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Hoor jy die aflegging? Dat julle die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê. Dat julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Dis wat Petrus ook sê. Daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter. Hoop volkome op die genade wat julle deel geword het by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ons kry dieselfde daar in Romeine. As ek vir u vat na Romeine die 6de hoofstuk, hoor wat sê hy vir ons daar. En ek lees vir u ook daar net 2 of 3 verse. Hy sê vir ons in die 11de vers, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Weer aflegging en opname. Kry klaar met dit wat God nie behaag nie, en maak vas aan dit wat God wel behaag. Here, gee vir my insig. Insig in u woord, insig in die weë van God, insig in die wil van God. Here, gee vir my kennis hoe ek moet lewe, hoe ek moet optree, hoe ek moet reageer, hoe ek teenoor u moet optree, dat ek kan leer om in 'n verhouding met God te kom. Maar dan voeg hy iets anders erby. Want ek glo u gebooie.
En ons kan hierdie sommer net so vinnig verbygaan. Maar kom ons staan net 'n oomblik daarby staan. Ek glo wat u sê. Ek glo alles wat u sê. Dit is as dit ware insig van self. As ek dit kan stel om te sê, Here, ek glo, daarom lewe ek soos ek lewe. Geliefdes, jy kan nie een ding glo en 'n ander lewe leef nie, dan in sigself verklaar jy jouself mos skuldig. As ek glo en ek sê vir die Here wat ek glo u gebooie, dan het ek daardie gebooie in my hart vasgemaak en lewe ek my geloof uit. Kom ons gebruik 'n praktiese voorbeeld sommer. Ek kan mos nie vir die Here sê, Here, ek glo 'n mens mag nie vuil taal gebruik nie, maar dan gebruik ek vuil taal nie. Here, ek glo ek mag nie steel nie, maar dan steel ek. Dan glo jy dit nie werklik nie. Dan is daar 'n valsheid eers in my lewe, dat ek nog nie vasgemaak het aan God se woord nie, en myself nog nie aan God verbonde gemaak het nie, dan is my geloof nie vas nie. Wat ek glo moet ek uitlewe, anders is ek nie 'n eerlike mens en eerlik met God nie. En ek moet glo wat die totale Bybel sê, Oude Testament en die Nuwe Testament. Dit was Jesus se Bybel, die Ou Testament. Dit was die Apostels se Bybel. Dit is die basis van die Nuwe Testament. Die Ou Testament het gegeld as basis waarop die Nuwe Testamentiese apostels die woord van God gepredik het. Hulle het gehoor wat God sê. Daarom het die apostel Paulus ook gesê, die hele skrif is ingegee tot lering, tot weerlegging, tot vermaning, tot onderrigting, tot onderwysing. En dan praat hy van die Ou Testament, want die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie. Dan sê alles wat God in die Ou Testament gesê het, is wat jou in die volle waarheid van God sal inlei. Nou het ek 'n vraag wat ek u kan vra. En vir u sê, geliefdes, glo ons nog die Bybel? Here, ek glo u gebooie. Glo ons dit werklik nog? Kom ek vra 'n vraag. Is die sonde van die Oude Testament nog steeds sonde vir my? Is dit wat God in die Ou Testament belet het nog steeds van waarde? Doen ek nog wat God sê? Lewe ek nog soos God vir my gesê het? En daar is so 'n klomp goed wat ek vir u kan aanhaal. Of het ek my eie geregtigheid opgebou? Romeine 10 vers 3 sê, hulle het hulle nie onderwerp aan die geregtigheid van God nie, maar hulle eie geregtigheid opgebou. Daar in Romeine 1 lees ons hierdie woorde, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat in die ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Die waarheid van God se woord is daar. Maar mense het dit weggeskuif, want dit pas hulle nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik en gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. En die heerlikheid van die onverganklike God verander het in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige diere en kruipende diere. Daarom het God hulle in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer, want hulle die waarheid van God verruil vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien meer as die skepper wat geprys moet word. Omdat dit nie moeite werd geag om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Wat het hierdie gedeelte gesê? Hulle weet wat God sê, hulle kennis geneem van wat God sê, maar hulle het hulle eie geregtigheid opgebou. Eintlik het hulle in ongehoorsaamheid teenoor God ongeregtigheid bedrywe, want dit is waarna hulle verlang.
Hulle harte was nie by God nie. Hulle harte was in hierdie wêreld, om die wêreld en sy dinge te dien. En hulle die geregtigheid van God een kant toe geskuif, en die waarheid het hulle verruil vir 'n leuen. Ag, ek kan vir u maar net sê, kyk na die 10 gebooie so af en toe. Kyk net hoe staan jou lewe in die lig van die 10 gebooie. Want geliefdes, die res van die Bybel is gebaseer op die 10 gebooie. Die res van die Bybel is net 'n verklaring en 'n openbaring en 'n bekendmaking van die 10 gebooie. As jy die 10 gebooie as basis in jou lewe hanteer, dan behoort jy 'n lewe te leef wat God welbehaaglik is. As jy God eerste stel, en hom dien met jou hele hart en jou hele verstand en jou totale wese, as jy net daar begin, dan sal jou lewe in die reine met God wees. Ek het nie tyd om vir al hierdie tekste te gee nie, maar gaan lees dit gerus asseblief Deuteronomium 22 vanaf die 22ste vers. Gaan lees Levitikus 19 verse 11 tot 13. Gaan lees Levitikus 20. Wat sê die woord van die Here? Is sonde nog vir u en my sonde, soos God het gesê het? Of het ons die lewe aangepas en die Christene, hulle bely dat hulle Jesus Christus ken, lewe nie anderster as die wêreld daaronder nie. Ons praat dieselfde taal as hulle. Ons vertel leuen soos hulle. Ons pleeg bedrog soos hulle. Ons het self hierdie ongeregtigheid in ons harte wat in die wêreld is. Nee, ons is ander mense. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. En daardie kyk moet in jou en my lewe sigbaar wees, as die Here Jesus daar in Matteus 5 gesê het, julle is die lig van die wêreld, julle is die sout van die aarde. En dan sê hy, as die sout dan laf geword het, dan deug dit nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik oor wat hulle sien. Ek gee weer vir die daardie versie. Jakobus 4 vers 17. As jy dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, is dit vir jou sonde. Geliefdes, ek dink, wat het Jesus gesê? Wat is Jesus se woorde? Wat het God, Here Jesus Christus gesê? Ek gaan julle nie oordeel aan die einde nie. Die woord, die Bybel, dit wat jy geweet het wat God gesê het, gaan die oordeel wees. Het jy gedoen wat ek gesê het, sal die vraag wees. Was jy gehoorsaam aan wat ek jou beveel het, sal die vraag wees. En dit gaan die oordeel oor u en my lewe bring om te sê, het jy gedoen dit wat God gesê het? Ek dink so dikwels aan daardie ou teksie in Jesaja 66 vers 2. En miskien moet ek hom vir u lees, as u net my 'n oomblik gee, dan kry ek hom vir u vandag. Hoor wat sê Jesaja 66, die 2de vers vir ons. Hoor die woord. Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op die een sal ek let, op die een, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en bewe vir my woord. En hierdie woordjie, en bewe vir my woord, is vir my 'n geweldige woord. Dis iemand wat erns vat met die woord van God, om te luister na wat God sê. Daarom, geliefdes, die vraag, wat Paulus gevra daar aan die Romeine, sal ons in die sonde bly, dat die genade van God meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoor u weer die afsterwe en die opname? Ons het die sonde afgesterwe. Hoe kan ons nog daarin lewe? Dan sê die Korintiërs, 2 Korintiërs 5:15, dat ons wat lewe nie meer vir onsself moet lewe nie,
maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het en aan ons lewe gegee het. Ek gaan vir u lees, en u ken dit, maar ek lees vir die 2 Korintiërs die 6de hoofstuk, daarvan die 14de vers af. Hoor wat sê hy: moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Watter deelgenootskap in die geregtigheid met die ongeregtigheid, en wat 'n gemeenskap in die lig met die duisternis. Watter ooreenstemming met Christus met Belial. Watter aandele die gelowige met die ongelowige. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode. Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in julle woon en onder julle wandel. Ek sal vir julle God wees. Julle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, spreek die Here. Sonder julle af. Raak nie aan wat onrein is nie. Ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle Vader wees. Julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Here, gee vir my insig. En Here, gee vir my kennis. Geliefdes, die genade van God moet u nooit goedkoop maak nie. En geliefdes, die weë van God is nie maklik nie. Daarom het die Here gesê dat ek stry my lewe lank, stry daartoe, ywer daartoe om die ewige lewe te kry. Baie sal probeer dit nie reg kry nie. Hy wat met sy hele hart na my soek, wat kennis van my wil kry, wat insig van God het, wat weet hoe om te lewe, dis hulle wat die ewige lewe uit my hand sal ontvang. Hy wat sy lewe vir jou gegee het, hy wat die pad van die kruis geloop het, wat verdien hy, geliefde? Verdien hy nie jou beste nie, verdien hy nie jou aanbidding nie, verdien hy die eer van jou hart nie. Here, gee vir my insig en kennis, want ek sal u gebooie onderhou. Ek glo aan u gebooie. Ek hou vas aan u gebooie. Leer my asseblief, Here, en ek bid dat die Here vir u werklik sal leer. Die Heilige Gees u oë sal oopmaak en myne ook, dat ons al hoe meer van God ontdek en hom uit die diepte van ons harte sal aanbid. Goeiedag vir u, en die Here se rykste seën word u toegebid. Goeiedag, geliefde.